Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arwerelevant.co.za. Now here is today's program. U is hier. U het ons nog nooit verlaat nie en ons nooit begewe nie, maar Here, ons soms voel ons verlate, omdat ons in pyn en lyding het, en dan dink ons, U is nie daar nie, maar U is al gaan ek in 'n dal van siektes en 'n doodskade wees. Daar is U met ons. O Vader, dat dit wat betroosting sal wees, vertroosting vir hierdie jaar, vir elkeen wat hier sit en vir Suid-Afrika, dat ek gee vir jou 'n belofte, dat ek is daar, al gaan jy wat deur, is 'n belofte van God af. Amen. Broers en susters, hoekom het ek dit gedoen vandag? Want ek wil vandag met jou gesels van ons dinge, wat ons nie verstaan nie, en dinge oor die Heilige Gees. Ek wil vandag vertel vir jou van die vrug, van die Heilige Gees. Het jy al ooit 'n boom gesien, sy eie vrugte eet? Ek weet nie of Isak ons kan vertel, toe hulle kom by die mieliekop en toe sê die, toe staan daar so vet blare, ek sê, waar is die mielies? Toe sê nie, ons het dit self opgevreet. Nog nooit sien nie? Ja, okay. Het jy al gesien, as jy moet staan stoon en op en takke en kom eet sy eie vrug? Die mens sal nooit so iets sien nie. So ek wil vanoggend vir jou een ding sê, daai vrug, hoe word hy gevorm? Hy suig uit die water uit. Hy suig uit die water uit die grond uit, die voedsel wat hulle gooi daar, waar daar in die grond is. En die potensiaal wat daar is, skep 'n beter vrug of meer vrugte. Maar hy kom uit die tak uit. Daai vrug kom hierso, hy groei in daai tak. Hy druk uit, hy kom na hom toe, hy vat 'n blommetjie en dan maak hy blom, maak hy toe dan sy vrug. Hy druk uit daai tak uit. Die vrug druk uit die tak uit. Die tak moet meer gee, dat hy vrug kan uitkom. Dit is dieselfde met die Heilige Gees. Jy moet die Heilige Gees in jou toelaat om deur jou te druk en uit jou te kom. Wat is die vrug? Daar is 'n hang. Die vrug is alleen na broer en suster vir iemand anderste om hom te pluk. Ek kom na die boom toe en ek pluk hom en ek eet hom. So die vrug van die Heilige Gees, soos jy daar kan sien, kyk, het jy geweet jy 'n suurlemoen oopsny, het hy 9 skyfies. 9 skyfies. Die vrugte van die Gees is 9. Kom ons kyk gou, Martie, gooi hulle af my. Dit is die vrug van die Heilige Gees, maar kyk, al die wigte gaan na die binnekant toe. God drie-enig werk na die binnekant toe. Hulle werk nie apart nie. Hulle werk nie opgedeel in twee nie. Jy sal nie sien hy suurlemoen as jy hom oopmaak, dan staan al die wiggies op buitekant toe. Jy ons daar eens gaan man. Ons wil nie binnekant toe gaan nie, ons wil uitkom. Nee, hulle groei binne. Kyk, hy binnekant is wit. Is die reinheid van God. Die reinheid van die Heilige Gees. Hy is die lig, hy is die weg. Dit is wat hy bring. Die omhulsel. Die omhulsel is die liefde. Hy is een vrug. So nou wil ek vir jou iets vra. As ek die Heilige Gees het, dan moet ek, broer en suster, daar is nie 'n ding, ek moet 9 vrugte hê. Maar as ek vir jou 'n suurlemoen gee en ek bring hom na jou toe, en jy eet hom, skyfie vir skyfie, dis hoe die Heilige Gees werk. As jy heilig is as Christen van, dan kom jy kniehoogte. En dan kom die Heilige Gees agter, maar hoor jy, die grond is nie goed genoeg van hierdie man nie. Hy kry nie genoeg in nie. Hy drink hom nie met die woord nie. Hy doen nie wat ek wil hê nie. Hy doen nie Gods wil nie. Dan hier besluit hulle al, sê mense, ek kan nie verstaan. Nellis, my geestelike lewe is so dood. Ek hoor nie God se stem meer nie. Daar is iets fout met my. Dan kan jy maar ingaan en kyk of daai man die Bybel lees. Of daai vrou die Bybel lees. Of hulle verdiep in die woord van God. Want ek sal vir jou nou wys, hoe kry 'n mens die blydskap? Daar staan blydskap. Wat verstand te bowe gaan. Vrede wat verstand te bowe gaan. My vrede gee ek vir my liefde gee ek vir julle, sodat julle kan soos 'n fontein opskiet van water. Die vreugde van die Christen moet daar wees, maar waar is hy? Waar is dit in die kerk? Die een persoon het gesê, I've got a problem not with Christianity, but with the Christians. Die mense stel nie meer belang in jou my geloof nie, want hierdie is nie meer daar nie. Galasiërs 5:22.
Maar die vrug van die Gees, liefde, blydskap, lankmoedigheid. Op een plek staan dat jaag die vrede na. Daar staan op een plek, en ek gaan het vir jou lees, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, julle is geroep, laat die vrede van God, waartoe julle in een liggaam geroep is, in julle harte heers. Die Engels sê, laat het soos 'n skeidsregter, let it be an empire, let the peace of God be an empire in your life. Soos 'n skeidsregter wat 'n fluitjie blaas. Hierdie goed, die vrugte van die Gees, moet 'n skeidsregter wees in jou lewe. Hy druk deur jou. Jy moet die Heilige Gees laat jou deur jou gaan. En dit maak seer. Dis 'n bitter smaak as ek dit proe. Maar as jy nie nou om toegee om lankmoedig te wees nie, om lief te hê jou naaste nie, want hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy probleme het, dit gaan stop en bid vir Jesus. Wanneer daar gepraat word van die vrug van die Gees, is 'n aanhaling uit 'n boek uit. Wanneer daar gepraat word van die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, beteken dit eintlik die uitwerking wat dit het op die om jou, dit wat uitstraal as jy gevolg sal hê. Die boom gee die vrug vir iemand, hy eet die vrug. Jy en ek, broer en suster, is daar liefde is dit nie vir jouself nie, dit is liefde wat jy uitstraal na iemand en jy sal satisfaksie kry. Want die Heilige Gees gaan vir jou elkeen van daai goeters gee om suur te raak. Want hy suur is om eet, dis nie maklik om iemand te vergewe as hy iets na jou doen nie. Dis nie maklik om iemand lief te hê nie. Dis nie maklik om iemand lankmoedig te verdra en uit te hou. As jy dit nie gaan begin laat uit jou uitforceer nie, gaan jy nooit vrede, dat alle verstand te bowe gaan in jou lewe hê. Die Heilige Gees en alles saam met hom is altyd geluk, vrede, joy, abundance. Kom maar, ek gaan 'n bietjie vir my aan. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want die mens saai, weet die man wat hy gepraat het, jy saai, wat jy saai, dit gaan jy maai. Hy saai mielies, hy gaan nie poppors kry nie. Ek weet nie of jy dit al gedoen nie, een van julle manne. Het jy iets gesaai en jy kom die volgende dag, jou vrou sê, Isak, kom hier so. Kyk wat sê jy is, wartlemoene. Isak sê, wat moet jy wartlemoene? Nee, sulke groot wartlemoene wat in hy milie nou. Die mielielantos. Hy sê, ek sê, maar nou, ou moet gaan praat. Ek het mielies gesaai, nou kom maar. Nee man. En hy gaan terug na die man toe, hy sê, jy verkore, ek wil saai, mielies saai. Wat jy saai, as jy bitterheid saai, broer en suster, gaan jy dit terugkry. Maar die Here sê vir jou, as jy dit gaan doen, gaan jy dit voel. Mevrou, jy gaan voel. Hoe kom die Heilige Gees en jy sal kerk toe stroom en jy sê, ek wil die Boeta vergewe. Ons is hier alright. Weet jy hoe bly is ek? Ek is verlos van dit. Ek is verlos van die tronk van my eie slegte vrugte. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Johannes 16:14 begin hy praat, ek gaan vir julle trooster stuur. Ek gaan weg, maar ek stuur vir julle trooster. Here, waarheen gaan ek? Moenie worry nie. Ek stuur vir julle iemand net soos ek, dat hy by julle kan wees. Hy sê, bid, dat jy nog nooit iets ontvang, die blydskap volkome kan wees. Daai blydskap is die Heilige Gees. Dis 'n vrug van die Heilige Gees. Die Here sê, as jy nie blydskap in jou het nie, as jy nie liefde vir daai swart man het nie, vir daai Indiër, vir daai moslim nie, vir daai boeddhis nie, vir daai man by jou werk nie, vir daai vrou nie, bid tot God dat hy dit vir jou gee. Ek kan nie daai boeta lief hê. Here, by my werk is dit so moeilik om saam met hulle te werk. Gee my die liefde. En terwyl jy na hy om toe gaan loop, om hy vrug van liefde te hom te gee, dan gaan jy voel soos. Dit gaan miskien seer wees, want hy tak die vrug van jou af, wat hy ruk die hele takkie saam. En terwyl hy dit afplik en hy eet, dit gaan dit soet wees. Want is die liefde van Jesus vir hom nie van jou af nie. Ons kan niemand liefde gee, of verdraagsaam teenoor iemand wees nie. Ons kan niks goed wat doen, wat God sal tevrede stel. Daarom gee hy die Heilige Gees. En is sy vrug na daai persoon, loop net na hom toe en sê, Boeta, hierso, ek is so jammer. Hier is my liefde vir jou. En terwyl hy takkie met die vrug so om hom vou, en hy eet hom, sal jy voel, die boom rejoice. Ek kon, o God, my vrug vir iemand gee. Verstaan nie wat ek vanoggend vir julle wil sê. Hulle het die woord ontvang met blydskap. Hulle het die woord ontvang, met die blydskap van die, ek kan julle nie hoor nie. Daar sê, dis die blydskap van die Heilige Gees.
Die woord en blydskap gaan saam. Die Bybel, hoe meer ek die Bybel in my bære, ons sal nou sê, hoe meer word my vrug en meer bly raak. Weet jy hoekom? Want die woord was my skoon. Jesus sê vir hulle in Johannes 15, my woord was julle skoon. Nou broer en suster, as jy haat het vir 'n ou, gaan studeer die Bybel. En naaste lief is soos jouself, naaste lief is jouself. Bly dit in jou hart. Dan begin jy spreek en dit begin jouself te word, want Jesus begin deur jou praat tot iemand anderste. Hoor jy jou naaste lief is jouself. Ek het daai ou lief. Here, ek het nie. Nee, sê net jy het hom lief. Here, ek is lief vir hom. Jy sien hoe meer jy dit sê, hoe meer 5 talle. Geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Ek het hierdie preek wat ek vanoggend vir is vir my 'n verskriklik belangrik dat u met my moet wees. Welgeluksalig is. Dis 'n man wat skryf, Dawid, sy sondes is vergewe. Ek wil dit in jouself sien. Spreek jouself daai woord en sit jou naam aan. Welgesalig is ek. Wie se oortredinge vergewe is, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is, opgewonde, bly man, is die man en die mens aan die Here die ongeregtigheid nie toegereken het nie. Dawid sê dat ek en jy moet so bly wees. Ons moet so rejoice, ons moet so op en af spring, dat ons sê, ons sondes is vergewe, soos hier sit, moet ons hier inkom, hoe gaan dit met aan, my sondes is vergewe met die, ek is so bly, hoekom is jy bly? Ek het niks sondes meer oor my nie, dis gevat in die kruis, kyk wat sê dat, die goddelose het baie smarte, hoekom? Want sy sonde is die las wat oor hom dra. Hy is elke dag so bitter, hy is elke dag so sleg, hy is elke dag ongelukkig, hy sit in 'n pub en hy drink, want hy het sy smarte, en die godlose die smarte. Maar hy wat die Here ken, hy sê smarte, maar hy wat die Here vertrou, is goedertierenheid, goedheid, sal hom omring. Wees bly in die Here, juig oor regverdiges en jubel oor die opregtes van hart. Jubel oor die opregtes van hart. Ons moet jubel oor alle mense wat tot by die Here kom. Welgeluksalig beteken in 'n ander, as jy in Engelse woorde gaan, in die Grieks gaan daar staan hierdie woord, blessed, how happy, happiness, relief is ek. Ek en jy moet relief is elke dag. Hoe gaan dit met haar? Ek is relief. Ek is verlos van my sondes. Ek hoef dit nie self te dra nie. Al het my vrou pyn, weet ek. Ek weet ek is verlos van my sondes. Dis 'n aardse ding. My vrou het pyn. Ja, weet maar ons is albei verlos van ons sondes. Gaan die pyn oorgaan? Ja, ek glo so. Ek hoop so. Maar ek is so bly in die Here want ek is verlos van daai sonde en daai las. As julle in my bly en my woorde, weer die Bybel. As julle in my bly, my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. As julle in my woord bly, as julle die Bybel bestudeer, nie TV nie, die TV bring nie die Heilige Gees nie. Jou eie ondervinding met God in hierdie woord bring die Heilige Gees. Dit wat jy inwerk, een van die woorde, maar dit gaan van. As julle my gebooie bewaar, daai woord bewaar, as jy hom gaan opkyk in die Grieks, beteken dit as jy hom inbuitel. Jy kap hom in, jy stamp hom in, jy bær hom in. Hy is daar gebære, hy is nie hier nie. Ons haal hom uit, ons sny hom uit, ons bær hom daar. En laat die vrede van God, vrede is die vrug van die Gees, waartoe julle in een liggaam geroep is, harte heers en wees dankbaar, gaan aan. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Okay. Heilige Gees ryklik in julle woon. Woord in julle woon. Wat is die verskil tussen die twee? Kom ons kyk hoe wat verskil is. Laat die vrede van God waartoe julle geroep in een liggaam, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in wysheid. Leer en vermaan mekaar, psalms, lofsange, geestelike liedere sing. Dit klink amper soos dieselfde, want dit was dieselfde. Die Heilige Gees, broer en suster, is die een wat Heilige geïnspireerde woord gee. So as ek die Heilige Gees die woord in my kry, kry ek die Heilige Gees. Want hy inspireer die woord. Jesus sê, hy sal julle alles leer. Gaan aan, jy kan sien, en wat julle ook al doen die woord en daar doen dit alles in naam van die Here Jesus. En hierna, na Kolossense, kom nie huwelik. So, dit is wat die mense vir my laat verstaan, en sê, ek kan nie die Heilige Gees kry nie. Nee, jy kry hom in sy volheid. Jy kry die Heilige Gees in alles wat jy is. Want as Jesus sê, ek sal hom vir julle gee, hy sal by julle, hy woorde sal as Jesus het sê, is amen.
As Jesus iets sê, is dit sal, beteken dit amen, dit sal so wees. Okay. Dan sê hy, maar elkeen wat drink van hierdie water. As Jesus praat van water en water in die Bybel beteken dit nie? Heilige Gees. Water wat ek aan hom sal gee nie. Hy sal vir ewigheid, nooit dors kry nie. Maar die water wat ek in hom sal in hom wees, word soos 'n fontein wat opspring tot die ewige. As jy 'n kraan oopmaak, en ek sien nou die dag ouetjies daar by die skool, dan maak hulle kraan op met so 'n botteltjie. Dan gaan hy staan vir ewig daar, want dan wil hy botteltjie nie laat oorloop nie, maar dan maak hy vol. Nou staan hy en drup, en ek kom na hom toe, ek maak die ding oop, ek sê, man, maak hy kraan oop. Hy sê, oom, hy gaan mors. Ek sê, dit is wat julle doen met die Heilige Gees, julle mors met hom. Want as jy nie die kraan oopmaak nie, gaan die Heilige Gees nooit so geforseer word, so hy vrug nie. As jy die Heilige Gees wil hê, begin te praat oor Jesus, begin vertel van jou verlossing, begin vir mense te vertel hoe groot God in jou lewe is, dan begin jy die kraan. Maar as jy begin die kraan oopdraai, is dit partykeer seer, dan kom hy breinwater eers uit my sonde, en goeders begin uitkom, maar ek getuig oor hierdie wonderlike Jesus, wat my gesterf het. Kerk, julle moet bykom. Ons moet begin bykom, en nie die leuns glo nie. Jy, almal, ek, het die Heilige Gees. Moenie laat vir jy moet eers dit doen, en dan het jy die Heilige Gees. Nee, jy het hom. Dit staan so, jy sal die Heilige Gees kry. En die vrugte is vir iemand anders. Wat saai jy? Wat saai jy? Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.